Welkom liewe vriende by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is besig met 'n reeks oor die saligsprekinge van Jesus Christus vanuit die Matteus Evangelie. En dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is vanmôre by deel 5 in hierdie reeks. Ons skriflesing is Matteus 5 vers 7. Jesus sê: Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Barmhartigheid, liewe vriende, is een van die duidelikste kenmerke van 'n ware gelowige. Jesus leer ons in hierdie teks dat diegene wat God se genade en ontferming ontvang het, dit ook aan ander sal bewys. Die vraag is nie of 'n Christen barmhartig behoort te wees nie, maar of ons werklik die barmhartigheid van Christus in ons lewe weerspieël. As ons eerlik met ons self moet wees, moet ons erken dat niemand van ons voor God kan staan op grond van ons eie verdienste nie. Ons is almal sondaars wat God se genade nodig het. Die Bybel leer dat ons van nature geestelik dood is in ons sonde. Ons het nie bloot 'n bietjie hulp nodig nie. Ons het God se volle ontferming nodig. Dink net vir 'n oomblik aan hoeveel keer die Here jou al vergewe het in jou lewe. Hoe dikwels het hy jou gedra, jou opgerig en jou nie behandel volgens wat jy verdien het nie. Elke dag leef ons uit God se barmhartigheid. Daarom behoort ek en jy ook met sagtheid, geduld en ontferming op te tree teenoor mense van die wêreld rondom ons. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 4 tot 5. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Wat 'n wonderlike waarheid. God het nie gewag totdat ons onsself verbeter het, voordat hy ons liefgehad het nie. Terwyl ons nog sondaars was, het Christus reeds vir ons gesterf. Jesus het barmhartigheid op die hoogste wyse aan ons kom bewys. Hy het homself verneder, ons sonde op hom geneem en die straf gedra wat ons verdien het. Aan die kruis sien ons die volheid van God se ontferming. Wanneer ons besef hoe groot God se genade teenoor ons is, verander dit die manier waarop ons ander mense behandel. Ware geloof, liewe vriende, is nooit net iets wat ons met ons lippe bely nie. Dit moet sigbaar word in ons dade. 'n Christen wat die liefde van Christus ken, sal daarna strewe om ook barmhartig te wees. Dit beteken dat ons bereid sal wees om te vergewe, om medelee te hê, om te help waar daar nood is en om ander met liefde te behandel. Dit beteken nie dat ons sonde goed praat of onreg ignoreer nie, maar dit beteken wel dat ons ander behandel soos God ons behandel het, met genade, geduld en ontferming. Mense rondom ons behoort iets van Christus se liefde in ons lewens raak te sien. Vra jouself vandag af, is daar iemand wat ek moet vergewe? Is daar iemand wat deur moeilike tyd gaan en my hulp nodig het? Is daar iemand aan wie ek vandag die liefde van Christus kan bewys? Die Here roep ons op om instrumente van sy barmhartigheid in hierdie wêreld te wees. Kom ons wees gehoorsaam daaraan en ons gaan bewys barmhartigheid aan baie mense, omdat ons God se barmhartigheid in ons eie lewe leer ken het. Kom ons bid saam.
Dierbare God en Hemelse Vader, dankie dat U 'n barmhartige God is, wat ons in ons nood raak gesien het en ons uit genade kom red het. Baie dankie Here vir Jesus Christus, wat in ons plek die straf op die sonde gedra het, dat hy ook uit genade en barmhartigheid ons sy kinders kom maak het. Help ons om ook in hierdie wêreld barmhartig te lewe teenoor die mense rondom ons. Baie dankie Here vir hierdie nuwe dag. Lei vir ons op U pad. Vergewe al ons sondes en laat ons oog op U gerig bly in woord en in daad elke dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.